Vandag gaan ons praat oor ons verhouding met Jesus Christus. Die titel van die preek is Spreek tot die rots. Nou, ons leef in baie ernstige tye en die mense is nou behep met seep en hande was en skoon voorkoms. Maar daar is 'n ander siekte wat in die wêreld is, wat nie so maklik met gewone seep of ontsmettingsmiddel behandel kan word nie. Daar is 'n siekte in die wêreld wat net op een manier aangespreek kan word, en dit is deur 'n verhouding met Jesus Christus. Hierdie planeet is in 'n toestand, en as ons kyk na die nuus en ons kyk na die gebeurlikhede in die wêreld, dan sien ons dat hierdie planeet is vinnig op pad na afdrand toe. Toe hierdie planeet geskep is, toe hierdie aarde tevoorskyn gekom het, en die plante en die diereryk het ontstaan deur die woord van God, toe was daar perfekte harmonie. En nou is daar 'n kognitiewe dissonansie. Daar het 'n wig ingekom. En die Bybel sê vir ons in Romeine hoofstuk 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Die hele skepping het 'n dissonansie. Die harmonie is omvergewerp. Hierdie planeet is geskep op die beginsel van gee. Jy moet gee om te ontvang. Byvoorbeeld, 'n blom gee sy nektar sodat die insekte wat op die blommetjie kom sit, kan kos kry. En die insek op sy beurt vat die stuifmeel en versprei dit, en so word die beginsel toegepas. Jy gee om te ontvang en jy ontvang om te gee. Die oseaan gee sy water aan die atmosfeer. Die atmosfeer gee sy water in die vorm van reën aan die land. Die riviere stroom en gee die water vir die lewenswesens wat in die varswaters is, en stroom weer terug see toe. Dit is die beginsel van hierdie planeet. En sodra selfsug in die prentjie inkom, dan word hierdie beginsel onderbreek. En dan sug die hele wêreld, die hele skepping tesame in barensnood tot nou toe. Ek wil hierdie ding bespreek aan hande van hierdie beginsel van welwillendheid, die beginsel van gee. En dit is 'n beginsel wat in die Bybel as 'n prinsip beskryf word, en hierdie prinsip is die prinsip van die liefde, maar nie sommer enige liefde nie, 'n baie spesifieke liefde. En kom ons ondersoek hierdie saak. In Matteus 7 vers 11 staan geskrewe, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Nou hierdie is 'n snaakse beginsel in die Bybel, en ons kry dit eerstens in Lukas vanaf hoofstuk 11 vanaf vers 1, en die eerste gedeelte daarvan gaan oor die Here se gebed. En die Here se gebed, ons ken dit almal, maar kom ons gaan net so vinnig daardeur. En toe op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van die disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemel is. Nou, die begin is al klaar anders as wat ander mense sou bid. Wat is ons siening van God? Hoe sien ons God?
Sien ons hom as hierdie magtige, oorweldigende heerser, of sien ons hom as die liefdevolle Vader? En hier kom die beginsel van die liefdevolle Vader tevoorskyn. Laat u naam geheilig word. Dis baie belangrike beginsel. Hoe gaan ons die Here se naam heilig? Veral in die tyd waarin ons lewe. Laat u koninkryk kom. Dis baie duidelik dat die koninkryk van die Here nie nou op hierdie oomblik hier is nie. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Dit is ook baie duidelik dat die Here se wil nie hier op aarde op die oomblik geskied nie. En dan die daaglikse benodighede, gee ons elke dag ons daaglikse brood. En hier praat ons nou nie net van fisiese brood nie. Ons praat van 'n geestelike brood, 'n geestelike honger wat gestil moet word. En vergeef ons sonde, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. Ja, as dit waar was, in elke geval, dan sou dit wonderlik wees. Maar dis beginsels wat ons moet leer, want God is bereid om ons te vergewe, terwyl ons nog sondaars was. En hy het vir ons gesterf, terwyl ons nog sondaars was. En vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou die Here versoek niemand nie, maar verhoed dat ons oorweldig word deur die versoekings. En dan kom daar 'n gelykenis, maar dis 'n gelykenis wat anders is as ander gelykenisse. Dis 'n gelykenis in kontras. Hy sê in vers 5, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode. Nou, dit is 'n baie interessante versoek. In die eerste plek is middernag. Wie gaan na sy vriend middernag en vra vir brood? Daar's 'n diepe betekenis hier. Ons praat van 'n ander middernag. Die donkerste tyd. Ek glo ons wêreld gaan 'n middernag belewenis tegemoet. En hier in hierdie middernag belewenis gaan jy na jou vriend toe en jy vra vir hom vir brode. Nou vir wat se brood vra ons hier? Is dit nie die brood van die lewe nie? Is die mense nie honger daar buite en verstaan nie wat aangaan nie? Klop hulle nie in hierdie middernaguur aan ons deur en sê, ons soek brood, lewensbrood? Want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. Niks, bankrot. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Hier is my vraag, my liewe broeders en susters. Is daar van ons mense wat miskien in die versoeking is om te sê, ja, ons wou julle mos waarsku, maar julle wou mos nie. En ek is nou klaar met my kindertjies hier in die bed, ek het alles reg wat my betref, en nou moet jy maar sien kom klaar in hierdie omstandighede. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van die onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee? Of ook, as hy 'n eie vra, om 'n skorpioen gee? As julle dan wat sleg is, en hier is die kontras,
Weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ons leef in 'n verskriklike tyd. Mense gaan kom en hulle gaan in die middernaguur klop en sê, gee vir ons brood. Ons kan nie in 'n Laodicea toestand verder verkeer nie. Ons moet wakker word en sê, my vriend, hier is brood. My kinders en ek het dit geleer, die wat in my gelowige gesin is. Maar ons moet dit deel, ons moet dit uitgee. Soos ek gesê het, ons was hande, ons besmet hande, ons gebruik seep, want daar is vrees vir 'n virus. Maar wat van daai ander virus wat hier buite in die wêreld is, wat elke enkele mens besmet het? Wat se teenmiddel is daar vir daardie virus, behalwe hierdie brood, hierdie lewensbrood? En ek dink dit is tyd vir nie net ons as individue nie, maar ook ons as kerk, om te sê, Here, hierdie aardse seep van my goeie werke is net nie goed genoeg om hierdie tempel te reinig nie. Want ons wat sleg is, in kontras met die een wat nie sleg is nie, hoeveel te meer sal hy wat nie sleg is, alle dinge gee wat ons vra. Ons hoef net te vra en die Here sal gee en ons sal kan voorsien. As ons geleer het wat die waarheid is, ons het die waarheid geïnternaliseer, dan is ons in staat om hierdie waarheid uit te deel. En dis waarheen ons moet kom. Ons kan nie sê ons is ryk en ons het die wysheid met lepels geëet nie. Dis tyd om die kerk te besin, want die virus het net nie net individue beïnvloed nie, maar ook ons kerk. Dit is tyd dat ons kerk opstaan en sê, Here, ons het in tye van voorspoed nie gedoen wat ons moes doen nie. En nou, Here, moet ons in tye van geweldige probleme en teekanting dit doen wat ons versuim het om te doen. Vergewe ons en gee vir ons die krag om hierdie brood wat ons op ons rakke het, tot vervelens toe, tot oorlopens toe, te vat en uit te deel. Want nou is die tyd wat ons dit moet doen. Daar is 'n menslike wysheid en daar is 'n goddelike wysheid. In 1 Korintiërs 2 vanaf vers 4 lees ons, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde en menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Ons kan baie dinge praat. Ons kan al die logiese redes optel, hoekom mense dit of dat moet aanvaar. Ek het geleer in my lewe. Ek kan lesing na lesing na lesing gee oor wetenskaplike aspekte, hoekom 'n mens byvoorbeeld jou lewenstyl moet verander. Hier is al die rede, duisende van hulle. Logiese rede, menslike wysheid, deurspek met goddelike wysheid ook. Ek kan duisende redes gee, hoekom hierdie planeet geskep is en nie deur evolusie ontstaan het nie. En ek kan met die vooraanstaande wetenskaplikes van hierdie wêreld praat, tot ek blou is in die gesig. As die Gees nie iets aan daai hart doen nie, dan gaan al die praat verniet wees. Omdat julle geloof in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie.
maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, wat God van ewig af voorbeskik het tot ons heerlikheid. My volkie, ons weet dinge wat die wêreld nie weet nie. Ons weet wat die afloop van sake gaan wees. Mense smag na hierdie antwoorde. Gaan ons daai brood op ons rak hou, as hulle klop? Of gaan ons in hierdie middernagtelike uur uiteindelik opstaan, soos daai maagde toe hulle gehoor het, en daai brood begin uitdeel? Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Ons lewe in dieselfde situasie. Mense weet nie wat gebeur nie. Mense weet nie hoekom dit gebeur nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Wanneer die hoop in hierdie wêreld taan, wanneer dit verdwyn, dan het ons 'n hoop om te verkoop wat mense na smag. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So ons moet hierdie honger in die mensdom stil. Ek kry so baie oproepe van mense wat absoluut in chaos gedompel is deur die huidige omstandighede. Hulle verloor hoop. Hulle sien geen toekoms nie. En 'n sagte woord en 'n bemoediging beteken vir die mense soms 1000 keer meer as 'n lang relaas. Mense het brokkies waarheid hier en brokkies waarheid daar. Ek praat met mense waar ek sien hulle is verward. Is dit nou die tyd om elke enkele beginsel van vooraf te verduidelik en vir hulle sê, julle staan verkeerd, julle doen dit en dat en die ander. Daar's 'n plek daarvoor, ja. Wanneer die deur oopgaan. Maar eers moet hulle vertroue wen. Hulle moet sien, hier is iets. Hier is mense wat anders dink. Hier is mense wat anders optree. Wat is dit wat hulle het? Wat is dit wat hulle hierdie moed gee? As ons self nie moed hê nie, hoe kan ons iemand anders moed inpraat? Hierdie teks is 'n wonderlike teks. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Die gees van die Here moet nou deur ons werk om mense te bemoedig en te bereik. En 'n sagte woord sal mense bereid maak om die ander waarhede ook aan te gryp, wanneer hulle geestelik in staat is daartoe. En dit is die werk van die Heilige Gees. Dis nie ons taak nie. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat menslike wysheid leer nie, maar die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En dit is die beginsel. Hierdie dinge, hierdie konsepte is so groot, dat geen stelselmatige lesing noodwendig die hart op hierdie stadium sal bereik nie, voordat die Gees nie die grond voorberei het om daardie beginsels te verstaan nie. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken? Dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die sin
van Christus. Ons het daai brood. En ons is waarskynlik die enigstes op die planeet wat hierdie brood het. En die mense gaan klop. Hulle gaan klop om hierdie middernagtelike uur. En dan sê Matteus 10 vers 8, maak die siekes gesond. Reinig melaatses. Wek dooies op. Dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Nou praat dit hier van letterlike melaatses op hierdie tydstip. Miskien in die toekoms, wie weet. Letterlike dooies. Die mensdom lê dood in sonde. Die mensdom ly aan hierdie ongeneeslike siekte, melaatsheid van die siel. En ons taak is om hulle te help. Hulle te vat na die bron waar die oplossing lê. Daar is 'n liefde in die Bybel wat agape genoem word. En dit is 'n liefde waarmee die Grieke nie eintlik iets kon aanvang nie. Dit was 'n woord wat vir hulle, dit was daar, maar hulle het dit nie eintlik gebruik nie. Hulle het liefde op 'n heel ander manier gedefinieer. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie definisies, want hulle is baie interessant. As ons kyk na byvoorbeeld Johannes hoofstuk 14 vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En die woord daar in die Grieks is agapeo. En wie my lief het, die woord daar is agapeo. Hom sal my Vader lief hê, die woord daar is agapeo. En ek sal hom lief hê, agapeo. En my aan hom openbaar. 4 keer in 1 vers. Hierdie woordjie is van uiterste belang. As ons kyk na wat die Grieke geglo het, dan het hulle ander woorde ook gehad vir liefde. Byvoorbeeld, hulle het die liefde as eros baie hoog geag. Met ander woorde, hierdie liefde tussen 'n man en 'n vrou, waar ons natuurlik ook al die ander aspekte by insluit. Dit was vir hulle die hoogste liefde. Agapeo was daar ver weg. Hulle het nie baie belang gestel in agapeo nie. Die ander woord wat hulle gebruik het was storge. Dit is soort van die liefde wat 'n mens vir jou familie het. En natuurlik philia, of die liefde wat jy het vir 'n vriend of 'n broer. Maar die Bybel gebruik nie storge nie, en die Bybel gebruik ook nie eros nie. Die Bybel gebruik net hierdie 2 woordjies. Hierdie broederliefde, philia, en die agapeo liefde. So dit is woorde wat die Grieke nie eintlik baie hoog geag het nie. So wat beteken hierdie storie nou eintlik vir ons? Kom ons ondersoek dit. Daar's 'n wonderlike verhaal in Exodus hoofstuk 17 waarin 'n tipe verduidelik word wat ons verhouding met Jesus Christus is. Dit is 'n wonderlike tipologiese verhaal. Kom ons bespreek dit. Exodus 17 vers 1. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die Here, van plek tot plek uit die woestyn sin getrek, en laar opgeslaan in Rafidim. Rafidim beteken 'n reëling, soos by 'n balkon, waar jy 'n reëling het. As jy oor daai balkon gaan, dan gaan jy val. So dis 'n plek wat jou keer, is 'n plek waar jy stop, waar jy nou nie verder kan gaan nie. Dan het ook 'n ander betekenis, plekke van rus. So hier is 'n plek waar jy nie verder kan gaan nie, en waar jy veronderstel is om te rus. Maar daar was 'n probleem. Daar was nie water nie. Daar was geen water vir die volk nie, om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink? Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my?
Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u ons uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, en jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel en die plek Massa of Meriba genoem. Vanweë die twis van die kinders van Israel en dat hulle die Here versoek het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? So hierdie Refidim was die reëling waar hulle gekom het en Massa beteken toets. In 'n juridiese sin, 'n juridiese toets. Hierdie rots staan natuurlik vir Jesus Christus. En Moses het die opdrag gekry om die rots te slaan. Nou die Bybel sê vir ons dat Jesus moes geslaan word. Slaan die herde en die kudde sal spander. Nou dit is interessant dat hierdie hele verlossingsplan in hierdie verhaal teenwoordig is. Die rots Jesus Christus, die dors, daai honger wat in die mens se siege is, omdat hy afgesny is van God as gevolg van hierdie siekte wat sonde genoem word, kan net gevul word as die rots geslaan word. Die rots moes een keer geslaan word, en daarna het daar water uit die rots gekom, in massas, genoeg om almal se dors te les. En dit is 'n geestelike boodskap wat ons moet leer. Nou dit is interessant dat hierdie verhaal hom later weer afspeel, en ons lees dit in Numeri hoofstuk 20. En kom ons gaan na daai verhaal, want ek wil vandag oor hierdie verhaal gesels. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn Sin kom, soos weer dieselfde tipe plek. In die eerste maand het die volk in Kades gebly, en Miriam het gesterwe en is daar begrawe. Ja, dis 'n interessante puntjie wat 'n mens ook kan bepeins. Net voordat hulle in die beloofde land ingaan, is hulle weer by so 'n situasie. Hulle kom by hierdie plek en Miriam sterwe. So sonder hierdie profetes gaan hulle dan later die beloofde land in. Maar eers gebeur daar iets. En daar was geen water vir die vergadering nie. Selfde situasie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom en die volk het met Moses getwis. En hulle het gespreek en gesê, ag, het ons tog maar gesterwe, toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? Hulle het niks geleer uit die vorige situasie nie. Hulle is weer by dieselfde punt. So bring die Here ons oor en oor na dieselfde punt toe. En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan en van vye en van wingerdstokke of van granate nie, ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron
van die vergadering af weg na die ingang van die tent van die samekoms, en hulle het op hulle aangesig geval, en toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het vir Moses gespreek en gesê, en nou raak het interessant, neem die staf, en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan. Spreek tot die rots. Voorheen moes hy die rots slaan. Nou moet hy na die rots toe gaan en hy moet praat met die rots. Dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het, en Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle uit water uit hierdie rots laat vloei? Wat het hy gedoen? Hy het 'n mag wat net God toekom, aan homself toegeëien. Hy was kwaad. So hy vat hierdie mag wat God sin alleen is en hy eien dit aan homself toe. Ek wil vir julle sê, daar's baie wat herders is in die volk daar buite, wat glo dat hulle diegene is wat die water uit die rots uitkry. Ons moet 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus hê. Hoor tog julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. Dit was nie God se opdrag nie. Die opdrag was, spreek tot die rots. Christus moes 1 keer geslaan word, dit was reg. 1 keer vir allemaal. Daarna slaan jy nie die rots nie. Jy spyker hom nie weer teen die kruis vas nie. Daar's nie nog 'n offer nie. Hierdie een offer is voldoende vir die ganse mensdom. Vanaf daardie offer se tyd tot nou is dit net nodig om met die rots te praat. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Nou dink net aan die geduld van die Here en aan sy ootmoed. Dat hy onder daardie omstandighede, terwyl Moses direk sy versoek en sy bevel verontagsaam en die eer en die prys aan homself toeëien, dat hy desnieteenstaande die water uit die rots laat kom het. Dit sê vir ons iets van die karakter van God. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het nie, om voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meribah, waar die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Wat is ons plig in die tyd waarin ons lewe? Ons is veronderstel om hierdie rots te ken. Sy naam is Jesus Christus. Ons is veronderstel om in hierdie tyd 'n verhouding met hom te hê, 'n persoonlike verhouding. Ons is veronderstel om in hierdie tyd na hierdie rots te gaan en te sê, Here, die mense is dors. Hulle het geen water nie. Hulle verdroog. Hulle gesinne het geen water nie. Here, gee vir my hierdie geskenk van die Heilige Gees, dat ek hierdie water met hulle kan deel. Dis die tyd waarin ons leef, en dit is wat ons nou
moet doen. Ons moet dit wat ons gepreek het al die jare, nie vir onsself hou nie, maar daai gawe van die Heilige Gees en die bemagtiging van die Heilige Gees nou vra. Here, U het beloof dat nie soos daai kontraspersone wat maar omdat hulle so dikwels gevra word uiteindelik ingee en iets gee nie, maar U is bereid om alle dinge te gee soos wat dit nodig is. Die Bybel sê baie duidelik in Matteus 26:31, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word. Daai rots het vir ons gesterf, maar ons moet onthou waar ons was, en wie ons is. Ons is sondaars, wat uit genade gered is. En dit gee ons nie 'n posisie van verheerendheid nie. Dit gee vir ons 'n posisie van nederigheid en dankbaarheid teen die een wat ons verlos het. En omdat ons dankbaar is, moet ons hierdie kos wat ons ontvang het, met dieselfde blydskap vir ander gee. Anders sal die Here vir ons vra, wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou geskenk het? Daar is 'n ander verhaal waar daar water te sprake is, en ons lees hom in Johannes hoofstuk 4. Het is 'n wonderlike verhaal en ons ken dit almal, maar ons wil dit net in perspektief plaas vir die tye waarin ons leef. Vers 5 sê, en hy kom by 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Nou onthou hierdie verhouding tussen Jakob en Josef was 'n baie besondere verhouding. En hier's 'n verlossingsverhouding, want Josef is die een wat uiteindelik die middel was waardeur God 'n groot verlossing gebring het vir sy volk. Hy's 'n tipe van Jesus Christus. En hierdie bron van water, sê dit hier, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. So Jakob hier is 'n tipe van God die Vader, Josef is 'n tipe van God die Seun. En hierdie bron van water is nou ter sake. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, so maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. So dit is omtrent 12 uur in die middag en die son brand. Daar kom 'n vrou uit Samaria. Nou onthou, hulle verag hierdie Samaritane. 'n Jood sou nooit met 'n Samaritaan verkeer of gesels nie. So daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Nou as ons simbolies dink, en wat is 'n vrou? 'n Vrou is 'n kerk. Hier is 'n letterlike verhaal, maar kom ons kyk na 'n groter werklikheid. Kom ons kyk na die vrouens daar buite, die kerke daar buite, wat miskien nie die volle waarheid het nie. Hulle het so 'n brokkie hier en hulle het 'n brokkie daar. Hulle weet van die eindtyd glad niks. Hulle glo in 'n wegraping, wat nêrens in die Bybel staan nie. Daar staan van 'n wegraping, maar 'n mega wegraping aan die einde. Nie 'n wegraping voordat die gebeurtenisse hier losbars nie. Dit dryf in teen die tipologie. Die volk van Israel was hier op aarde toe die 10 plaae val en God het hulle beskerm. Trouwens het hulle net tydens die laaste 7 plaae beskerm. Die eerste 3 het op beide die Israeliete en die Egiptenare geval. So hulle is verward. Hulle is Samaritane. Hulle verstaan nie die beginsel van waar ons staan in die stroom van tyd nie. Ons is so bevoorreg as 'n volk om hierdie beginsels stelselmatig uit die Bybel te kan verstaan. Want God het hierdie volkie van ons
'n spesiale boodskap gegee vir hierdie tyd. Die brood lê op ons rakke, moet dit daar mif. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis. Ons is ook moeg van die reis. So maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom hierdie vrou, hierdie Samaritaan. Die vrou uit Samaria om water te skep. Lewenswater. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want die disippels het na die stad gegaan om voedsel te soek. Dis interessant. Die disippels sou waarskynlik die ritteltit gekry het. So die Here het gesorg dat hulle weg is, terwyl hierdie geselsie plaasvind. Nou hoe die disippels van hierdie geselsie gehoor, om dit in die evangelie op te skryf. Hoe het Johannes se pen hierdie feite vir ons neergeskryf? Die vrou het dit sekerlik aan hom vertel, want sy het oorgeloop van hierdie water, uiteindelik. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane gehad nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan hierdie lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seuns, en sy vee. In ander woorde, hierdie water is nie vir selfsugtige gebruik nie, hierdie water is vir uitdeel. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Hy is so taktvol. Hy sê nie vir haar, jou sondaar nie, maak eers reg nie. Nee, hy praat met haar gees. Hy sê vir haar, gaan roep jou man. Sy is bietjie verleë. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Vriende, ek wil vir julle sê, daar's baie mans daar buite, maar nie een van hulle is die ware man nie. En daar's baie kerke daar buite wat klou aan 'n man, maar dit is nie die man van die woord nie, dit is 'n ander ene. Hulle klou aan wat daai ene sê, of wat daai ene sê, of wat die man in Rome sê. Hulle het klomp mans. Hulle is verward. Hulle het klomp mans, somme 5 mans. 5 is die getal van die wêreld. Die hele wêreld sit in hierdie dilemma, dat hulle na daai ene luister, na daai kardinaal, na daai opperste herde, na daai predikant, na daai imam, terwyl die lewende woord hier vasgevang is. Mense van die boek, wat die brood op hulle rak het,
Ja, jy het 5 mans, genoeg vir die hele wêreld. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vader het op hierdie berg aanbid, en julle sê die plek waar ons behoort te aanbid is Jerusalem. Het is verstommend hoeveel van die evangelikale kerke vandag sê, Jerusalem, Jerusalem. Kom ons bou 'n tempel in Jerusalem. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. So waar gaan ons hom aanbid? Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Vandag wil hulle die Joodse volk verletterlik, maar die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die beloftes wat vir Abraham gegeld het, geld vir diegene wat in Christus is. En ons het beweeg van die lokale na die wêreldwye. Elke land, elke groepie mense, maak nie saak waar hulle is nie, het toegang tot die rots. En ons hoef die rots nie te slaan nie. Ons hoef net te vra. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Wat is waarheid? Jesus is waarheid, sy woord is die waarheid, die wet is die waarheid. Wat 'n volk ken daardie tekste? Wat 'n volk kan vir die mense daar buite met die baie mans lei na die man wat in hierdie Bybel beskryf word. Die man wat sê, ek sal vir jou lewendige water gee. Vra net, en ek sal vir jou gee. Hy wil so graag sy Heilige Gees uitstort. En ons sit met die brode op ons rak. En dink ons moet samesprekings hou met al daai 5 mans daar buite, om dinge reg te stel in hierdie wêreld. Dit gaan nie regkom nie. Die enigste plek waar het gaan regkom, is as ons praat met die man in hierdie boek. Vergeet van daai ander mans. Hulle gaan nie vir jou water gee nie. Hulle het geen water nie. Daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid, in gees en waarheid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Moet, nie kan nie. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons ook alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Hierdie kerk, hierdie Adventiste kerk, het 'n voorreg, het 'n geweldige voorreg, om deel te gaan hê aan hierdie brood, hierdie Bybelse waarhede, wat so verwar is en verwronge geraak het, deur die toedoen van die man van sonde. Dit is tyd dat hierdie kerk staan vir sy beginsels. Dis hierdie tyd waar ons moet breek en sê vir die Here, Here, ons het ons hande met seep gewas. Here, ons is bang vir 'n virus op hierdie aarde wat ons lewe kan neem, terwyl ons meer moet vrees vir die virus wat die ewige lewe kan neem. As 'n wonderlike verhaal in oop Petrus, en ons lees dit in Johannes hoofstuk 21. Ek is baie lief vir die evangelie van Johannes, want hierdie beginsel, hierdie onselfsugtige beginsel om te gee wat ons het, en nie te sê, ek is ryk en het geen noodsaaklikhede nie. Julle ken die verhaal,
Petrus het die Here verloon. Ek sê vir julle niks niets nie. Ons praat net oor die tye waarin ons leef. Daarop sê die disippels, die een wat Jesus liefgehad het, aan Petrus, en is daar in 'n skip, en hulle vang vis, en daar staan iemand op die strand, en die disippels sê vir Petrus, dis die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bokkleed om, want hy was naak. Ek wil voorgee, ons is almal naak. En is tyd dat ons bokkleed aantrek en ons hardloop na die enigste een wat vir ons 'n vleklose kleed kan gee. Hy werp homself in die see. Ons moet onsself ook in die see werp, in die see van nasies. Hulle moet hierdie waarhede hoor. Maar die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En julle ken die verhaal. Jesus het 'n vuurtjie gehad en hy sê, kom en eet. En daar was brood en vis. Lewensbrood en vis is 'n simbool van die mense wat deur die evangelie getrek moet word. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. En toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hierdie? Want hy het mos gesê, al verlaat almal hierdie jou, nie ek nie. Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. En hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra vir hom die 3de keer, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. Is dit nie dieselfde wat die vrou daar gesê het nie? U weet alles, u ken my hart. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou julle ken almal hierdie verhaal, en hierdie is seker al 1000 keer gepreek in die wêreld. Die rede hoekom hy so bedroef was, is oor die woordkeuse van Jesus. Want Jesus het vir hom gevra, het jy my lief? Agapeo. En Petrus antwoord en sê, jy weet ek het jou lief, phileo, broederliefde. En die tweede keer vra hy hom weer dieselfde vraag, en hy sê, het jy my agapeo? En Petrus antwoord weer, ja, jy weet ek het jou phileo. En die 3de keer kom hier af tot op sy vlak, en hy sê, het jy my phileo? En hy antwoord, bedroef. Dis al wat ek in staat is. Daai ander woordjie, wat deur die wêreld so verag word, daai woordjie agapeo, Here, ek is nie in staat daartoe nie. Ek kan nie daarby uitkom nie. Ek weet nie wat dit beteken om 'n selflose liefde te hê nie. Want ek het dit bewys. Ek het gesê ek het jou lief, maar toe my eie ek in gedrang is, toe besef ek het dit nie. Ek het net daai vlakker liefde, wat nie daai beginselliefde is nie. Ek is nie in staat daartoe nie. Nogtans gee die Here vir hom die opdrag. So Petrus word weer aangestel as herde oor die kudde, en om die lammertjies te versorg.
Maar hy leer uit die proses. En dit is vir my 'n wonderlike verhaal. Hy skryf in 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 1 hierdie wonderlike storie. Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker, Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Heer. Mag julle genade en julle kennis vermeerder. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. En dan kom hy met hierdie groeiproses. Ons noem dit Petrus se leer. En hy skryf, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Deelgenote van die goddelike natuur. Dis groot woorde. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Die kontras tussen selfsug en onselfsugtigheid. En nou beskryf hy dit. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug. So jy begin met geloof. Maak nie saak as die geloof klein is soos 'n mosterdsaadjie nie. Iewers moet jy begin. Ek moet sê, goed, ek glo. Ek glo die mensdom is bereid om by die punt te kom waar hulle sê, ek het maar min geloof, maar ek wil graag meer hê. Jy kan ook vir die Here vra, vergroot my geloof. Nou wanneer jy begin glo, dan moet jy by daai geloof die deug voeg. Met ander woorde, jy moet byvoeg morele uitmuntendheid. Dit wat jy voorheen gedoen het, doen jy nie meer nie. Dit wat verkeerd is, stel jy reg. En dan by die deug, kennis. So dit is jy voeg by die een die ander. Jy voeg by die geloof, die deugte, en die kennis. En die kennis kry jy uit hierdie boek. Dit kry jy uit hierdie boek. En by die kennis, die selfbeheersing. Die Engels temperance, matigheid. Met ander woorde, jou lewenstyl moet verander. Alles moet verander rondom jou lewe. Jy kan nie vashaak by geloof nie. Jy kan nie vashaak by een van hierdie trappe nie. Jy moet hom trap vir trap, moet jy hom klim. En by die selfbeheersing, die lydsaamheid, 'n verskriklike woord vir 'n Duitser soos ek, geduld. En die Here gaan daai beproewing bring oor en oor en oor, totdat ons hierdie dingetjie geduld leer ken. En by die lydsaamheid, godsvrug. Daar moet 'n verandering wees. Dit kan nie wees soos dit altyd was nie. Daar moet 'n verandering kom. En by die godsvrug, die broederliefde. Philadelphia, hierdie woord, phileo, hierdie liefde tussen broers. Die een waar Petrus vasgehak het en gesê het, sover Here, ek kan nie die ander ene doen nie. Ek het jou verloon. Ek het gedink ek het dit, maar ek het dit nie. En daai einste Petrus, wat geknak het en bedroef was, toe hy besef hy het dit nie, die Here het afgekom tot op sy vlak
en vir hom gesê, het jy my phileo? Jy weet, Here, dat ek net daardie liefde, daai phileo liefde vir jou het, want ek het bewys dat ek die ander ene nie het nie. En nou kom hier die einste Petrus en hy sê, by die godsvrug voeg jy die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde, agapeo. Hy sê, dis die finale rang op die leer. So jy trappeleer, trappie vir trappie. Jy moet eintlik ook die proses van vermenigvuldiging gebruik. Hulle is 'n pakket. Maar jy moenie moed verloor, omdat iemand nie al die vrugte gelyktydig wys nie. Dit is 'n proses. Heiligmaking is 'n proses. Maar uiteindelik moet dit lei na agapeo. En wat is dit wat God in staat gestel het, terwyl ons nog sondaars was, om sy koninkryk te verlaat en te kom sterf vir mense en sondaars soos ek en jy. Was dit phileo? Nee. Dit was 'n hoër prinsip. Dit was agapeo, wat hom in staat gestel het, daai selflose liefde, dat hy self diegene wat hom gekruisig het, nie veroordeel het nie, maar gesê het, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai beginsel moet ons nou begin toepas. Onselfsugtige liefde. Liefde wat bereid is om selfs te sterf, sodat die ander dit kan kry wat ons het. En glo my, daar gaan moeilike tye kom. Dis moontlik dat ons weer vir 'n wyle kan asem snak. Want dis nie absolute feit nie. Ons weet nie waar ons staan op hierdie stadium nie. Maar een ding is seker, as hierdie kerk nie nou begin preek wat hy van weet nie, as hy nie daai kennis, daai brood nou begin deel nie, onder moeilike omstandighede, dan is dit omdat hy nie agapeo het nie, omdat hy nie omgee nie. Dis tyd om te gee. Wat beteken hierdie morele uitmuntendheid? Dit beteken dat ons besef dat ons afhanklik is van 'n hoër uitmuntendheid, 'n geregtigheid wat ons nie eintlik besit nie. Soos Petrus, ons is naak. Die Bybel noem ons toestand. Ons is nie net naak nie, ons is blind. Ons het oogsalf nodig. Ons moet weet waar ons staan in die stroom van tyd en hoe laat die uur is en wat ons plig is ten opsigte van 'n mensdom wat vergaan en verkeer met 'n klomp mans wat nie hulle mans is nie. Beproewinge moet as opvoeders beskou word. Beproewinge is iets wat 'n vreugde tevoorskyn moet bring. Ons staan nou onder 'n beproewing in hierdie wêreld. En nie net ons hier aan die suidpunt van Afrika nie, die hele wêreld gelyktydig staan onder beproewing. En beproewings wat gesien word as opvoeders, behoort 'n vreugde hier in die hart tevore te bring. 'n Vreugde wat ander moet kan sien, 'n kalmte wat ander kan sien, terwyl hulle geen kalmte het nie. En hulle moet vra, hulle moet klou aan die kleed en sê, vat ons na die huis van jou God, want ons het net leuns ontvang. Ek wil eindig met 'n vers wat julle almal ken. En ons is aangeraai om hierdie verse dagliks te internaliseer. Ons ken hulle almal. 1 Korintiërs hoofstuk 13 vanaf vers 3. En al sou ek al my goed uitdeel
En al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die agapeo liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Daar is sekerlik mense in ons lewens wat ons kwaad aangedoen het. Daar is sekerlik mense in hierdie wêreld wat verbitterd is teenoor ons en teenoor wie ons verbitterd is. Ek weet, daar is sulke mense in my eie lewe. Is daar nou nog tyd om verbitterd te wees? Is daar nou nog tyd om dinge nie reg te maak nie? Dit handel nie onwelvoeglik nie, en dit soek nie eie belang nie, en dit word nie verbitterd nie. Ons sê altyd, jy moet kies tussen die twee B's. Jy word of bitter, of jy word beter. Ek dink is tyd dat hierdie kerk, en ons as 'n volkie, alle bitterheid op sy lê, en versoen. As ons nagmaal hou, en ons moet voete was, en ons doen dit sonder om hierdie verbitterdheid tersyde te lê nie, dan hoe gaan die Here deur ons werk? Is dit nie noodsaaklik dat ons by die geloof en by die deugde kennis plaas nie? Maar kennis sonder die vrugte uiteindelik, wat beteken dit? Ons ken hierdie dinge al so lank, is dit nie tyd dat ons hierdie kleed aantrek en dit wat ons nie gedoen het onder goeie tye, nou uiteindelik sal doen onder slegte tye nie? Dit is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Bedek maar daai goed wat pla. Vergewe maar daai goed wat mense gesê het in 'n oomblik van hitte. Die liefde vergaan nimmer meer nie, en die woord elke keer is agapeo. Maar profeseë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar wanneer die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van die kind afgelê. Dis tyd dat ons kerk die dinge van die kind aflê. Want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Wie ken my ten volle? Christus. En nou bly geloof, hoop en liefde. En broers en susters, ek sê vir julle, net vir 'n kort rukkie, bly die geloof en die hoop. En die liefde? Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Agapeo. Die liefde gaan nooit verdwyn nie, want dis 'n ewigheidsbeginsel in die heelal van God. Geloof gaan verdwyn, want as ek hom van aangesig tot aangesig sien, hoef ek nie te glo dat hy bestaan nie, want ek sien hom. Geloof gaan verdwyn, en hoop gaan verdwyn. Daai twee woorde gaan gestryk word uit die woordeboek. Hulle bestaan nie meer in die toekomstige wêreld nie. Hulle is weg. Want ek hoef nie meer te hoop dat dinge gaan gebeur nie, want hulle het gebeur. Maar agapeo gaan bly. Dit is die beginsel, dit is die hartklop van die ewigheid. En as ons dit nie nou leer nie, dan sal ons dit nooit leer nie.
Mag die Here ons help om hierdie beginsels van ons selfsugtige liefde nou in hierdie wêreld toe te pas. En die Here sal strome van lewende water uit die rots laat kom, as ons hom vra. Elkeen van ons individueel, gaan na die rots, spreek hom aan, en sê, Here, die volk is dors, geef ons water. Amen. Dankie dat julle gekyk het. Om in te skryf, klik op subscribe. As die klokkie verskyn, om kennisgewings te kry, klik op hom. Om die volgende video te kyk, klik hier. Dankie weer eens en sien julle volgende keer.